Welkom terug by Grootplaas. Ons is bevoorreg om Louis Wessels by ons op die program te hê. Hy is die voorsitter van die RPO. Louis, goeiemôre en baie welkom. Môre Isaan, baie dankie vir die geleentheid om julle te kan gesels. Dis ons grootste plesier. Ek sien uit om 'n bietjie met jou te gesels en vanoggend natuurlik oor lewende hawe diewe wat meer gesofistikeerd raak as ooit. Louis, ek wil by jou sommer hoor, wat sou jy sê is die belangrikste faktore wat bydra tot die toename in gesofistikeerde veediefstal in Suid-Afrika? Ek wil net eerstens begin deur te sê, veediewe betree is ook 'n betredingswet, want hy betree die produsent se eiendom sonder toestemming en dit is dan ook 'n misdaad wat hy pleeg. Ja, en absoluut. Die georganiseerde syndikaate, dit is regtig 'n baie groot probleem. Jy weet, deesdae word via 'n syndikaatvorm gesteel. Die syndikaate kry bestelling, hoeveel vleis hulle benodig. Sure. En dan gaan dit uit en hulle steel daai aantal vleis. Jy weet, dit is vinnig geld te maak. Dis skoon wins, hulle kry vinnig baie geld in 'n sak en hulle tyd aan hulle kant. Gewoonlik hou hulle area dop om te kyk waar dit stil is, min beweging is en dan slaan hulle daar toe en hulle hou daarby tot daar meer polisieaktiwiteite of enige beweging kom en dan skuif hulle eenvoudig net na 'n ander area en hulle gaan doen dit daar verder. Die informele sektor word eintlik swaar gestraf deur veediewe. Hulle gaan in, diere is loslopend, hulle loop te mekaar, dis moeilik om getalle te kry, hulle tel nie hulle diere so gereeld nie. En dit is vir hulle dan maklik om dalk te gaan steel en dit is regtig vir die opkomende sektor ook 'n baie groot probleem vir die stal geraak. Dis nie net die kommersiële boere wat weer meer veediefstal gepleeg word nie. Dis dwars die hele ketting. Almal loop deur ongelukkig en soos ek gesê het, ek dink partykeer is net gierigheid. Want dit is maklike geld. Potslachtings is slag ou as hy honger is en hy eet, dan wil hy eet. Dis 'n potslagting in my oë. Maar hierdie syndikaate, dit raak al hoe erger vir ons en is al hoe moeiliker om te beheer want die mense hulle is opgelei en hulle is goed bewapen. En hulle skroom ook nie om hulle wapens te gebruik nie, as hulle gekonfronteer word. Ja. Absoluut. Louis, hoe sou jy sê beïnvloed dan hierdie georganiseerde misdaadsyndikaate die aard en omvang van veediefstal in die landelike gebiede spesifiek? Ja, landelike gebiede, soos ek gesê het, is vir veediewe baie maklike teiken. Dit is afgeleë, dit is moeilik bekombaar en soos ek gesê, diere word nie gereeld getel nie. Ja. En ons is besig om hierdie gebiede te help met opleidingskursusse. In Limpopo is al heelwat opleidingskursusse gedoen en dit is in samewerking RPO met die RMIS en wat dit daar aanbied. En ons leer die mense om reg te tatoeëer, reg te brandmerk en diere reg te hanteer en dit al daai help om diere makliker te identifiseer as hulle gesteel word. Want jy weet, dit is soos ek jou sê, die diere loop te mekaar, hulle loop in groot areas, dis verskillende boere se diere wat saamloop in een groot trop. So dis moeilik om te bepaal as daar een van jou diere weg is. En dis hoekom ons nou hiermee begin en dit gaan uitgebrei word in die res van die land, na al die ander provinsies. Dit was in Limpopo die afskop gewees en ek dink daar's baie goeie welslae al in die informele afdeling met dit en die veediefstal het definitief afgeneem in die areas waar dit nou plaasgevind, die opleiding plaasgevind het. Ja, dis fantasties om te hoor. Louis, jy praat van tatoeëer en brandmerk ensovoorts, maar as ons meer ander tegnologie kan bespreek, soos gesigsherkenning en dan GPS-opsporing, watter rol speel hierdie tegnologie dan in die bekamping van veediefstal? Ja, ons het baie sukses met die LPR-kameras op die paaie. Dat als waar daar opgeneem as jy verbygaan, so die diewe vermy daai areas. En dan word hommeltuie gebruik om veediewe op te spoor. Dat plasing van opsporingstegnologie word aan diere se nekke geplaas en jy weet so as hulle aangejaag word, dan gaan daar 'n alarm af by jou huis of jou selfoon lui en dan kan jy optree daarteen. Ja, absoluut. Wat my ook echt 'n pla van die tegnologie, jy weet, is die gebruik ook tegnologie. Dit is dan maklik om 'n pindrop van 'n selfoon af te stuur vir iemand en te sê, hierso is dit stil, daai persoon is nie by die huis nie, ons julle kan daar gaan steel. Dis veilig op die oomblik daar. En dit is vir my die ander kant van tegnologie wat 'n bietjie teen ons stel. Maar ek moet jou eerlikwaar sê, waar tegnologie gebruik word in areas is veediefstal definitief 'n afname. Ja. Jy weet, ons het ook dan nou 'n nuwe aanmeldingsstelsel wat ons op die been gebring het vir jaar. Dis 'n WhatsApp stelsel. Dit is nie jy kry nie 'n masnommer nie. So dit is nie jy moet nog altyd die veediefstal of die diefstal by die SAP aanmeld
om 'n masnommer te kry om 'n saak te registreer. En dan so 5 belangrike punte uit hierdie aanmeldingsstelsel wat ek net wil uithaal. Hulle die eerste een is wie identifiseer jouself en in die voorvalle waar dit plaasgevind het, die provinsie, wat provinsie is, jy het sy Weskaap, Ooskaap ensovoorts, die distrik, watter distrik bly jy in, die polisiestasie, dui die naaste polisiestasie aan waar jy het aangemeld het, en voorsien dan die inligting, die besonderhede van die voorval. Dit hoef nie net videodiefstal te wees, dit kan enigiets wees, dit kan koperdiefstal wees, dit kan enige diefstal wees. En die doel hiervan is om soveel as moontlik inligting in te win, om syndikaatbedrywighede dan te bepaal, en ons kan hierdie verslaan ons provinsiale videodiefstalforums deurstuur, en dan vir ons nasionale videodiefstalforum is dit baie belangrik om al die inligting te kry, want sodoende kan ons brandpunte identifiseer, waar die meeste videodiefstal plaasvind, of diefstal of misdaad plaasvind, en dan kan ons optree daarso. Ek kan die nommer daarop vir julle gee van die WhatsApp, en dit is 071 515 2011. Maar ek moet net herhaal, meld nog die saak by die polisiestasie ook aan, want dit is dit, jy moet 'n masnommer of 'n saaknommer hê om die video te vervolg. Absoluut. Dit is Ja. Louis, jy praat nou van die SAPD. Hoe effektief sou jy sê is die samewerking dan tussen die plaaslike boere, privaat sekuriteitsmaatskappye en dan die Suid-Afrikaanse Polisiediens om hierdie stryd teen veediefstal te bekamp? My ondervinding is baie goed. Ek werk baie goed met die polisie saam. Ons as jy vir hulle vra om te help, dan help hulle. Net een groot probleem is, daar's baie goeie videodiefstalspeurders, maar daar's te min van hulle. Daar's ongelukkig te min van hulle. Ons kort dringend videodiefstalspore. Jy weet, ons kort toerusting. Die landelike paaie is deesdae baie onbegaanbaar, en hulle moet bakkies sê om daar uit te kom. En dit maak dit moeilik as die polisieman nie die regte toerusting het om by die saak uit te kom. En soos ek gesê, daar word definitief 'n afname waar die sekuriteitsmaatskappye en die kamerastelsels, daar's definitief 'n afname in die videostal. Ek sê altyd ons moet maar altyd proaktief probeer optree. En 'n videof hou nie van hom gehinder te word. Hy het tyd nodig, hy moet die diere slag ensovoorts. En dit help vir ons baie, al die maatskappye, sekuriteitsmaatskappye en die polisieeringspatrollies, maar dan moet ons polisie toerusting moet doen. Ons het regtig die toerusting nodig. Ek hoor jou. Wat sou jy sê is die impak van die veediefstal dan spesifiek op die ekonomiese welstand van boere in die breër landboubedryf van Suid-Afrika? Ja, dit is 'n taai ene. Daar's regtig 'n groot ekonomiese invloed. Jy weet, ons het 'n aanmeldingssyfer wat ons so sê tussen 30 en 50% van alle veediefstal, wat van my dalk meer na 30-32% toe gaan. En as jy kyk na die geldwaarde wat daar betrokke is, so 1.4 miljard. So jy kan nou self die som maak, waar as ons nou 100% veediefstal aanmelding het, waar gaan ons kom? Ja. Jy weet, dit bly een van die veeboere se grootste kopseere, veediefstal, en saamhangende predasie en droogtes ook. En jy weet, dit het ook 'n emosionele letsel op veeboere. As jy 'n oggend by jou kudde kom en daar het 20 beeste wat geslag is, jy kry net die velle en daar, so dit is definitief 'n groot emosionele letsel by jou veeboer, want jy maak daai diere moet sorg groot. Jy versorg hulle van kleintyd af, en om neer te trek, en dan natuurlik die reproduksie van die diere wat doodgemaak word, of gesteel word. Ja, koei kan vir jou kalfies, haar kalvers kan vir jou weer aanteel, en dit het 'n geweldige invloed op ons ekonomie. As jy vat, ek noem altyd die voorbeeld van die opkomende boer, as hy 10 koeie het, en hulle steel 5 van daai koeie, dan kan hy nie aangaan met nie, dan is hy letterlik, sy boerdery verby. En wat ook ek hiermee vat, is voedselsekuriteit. Ek dink op die einde van die dag, is voedselsekuriteit ook 'n baie belangrike faktor. Vleis raak duurder. Mense hou regtig op met veeboer, hulle maak hulle vee minder. Jy weet, as jy elke dag gekonfronteer word met veediefstal ensovoorts, dan besluit jy naderhand, en jy maak jou somme, is nie moeite werd om aan te gaan met veediefstal, moet ek maar ieder my boeke toemaak en op met veeboer en met anders te boer. Ja, absoluut. Louis, as ons meer kyk na die wetgewing, sou jy sê, of watter wetgewende en beleidsveranderinge word dan voorgestel om veediefstal meer effektief te kan bekamp? Ja, vir my is dit baie gawies as ons dit 'n prioriteitsmisdaad geklassifiseer kan kry. En die erns van hierdie misdaad kan onderskraag, en ook die parool van video teen te staan. En veral die onwettige immigrante, die zamazamas, wat van oor grense kom.
dat hulle nie op borgtog vrygelaat word nie. Jy weet dat hulle dat in aanleiding bly tot 'n saak afhandel is, want sodra hulle borgtog kry, is hulle oorgenees en is weg. En jy sien hulle nooit weer nie. En die skutwet, jy weet ons wag al jare om die skutwet onderteken te kry. Ek is nie baie positief dat dit gaan gebeur nie. Maar dit is 'n belangrike punt vir my die skutwet. Die diere loop op paaie rond en dit is nie net vir veediefstal nie. Dit hou ook 'n risiko in vir die padgebruikers. Om ongelukke te maak en daar kan maklik veediefstal gebeur want die beeste loop in troppe in die paaie rond. Dit is maklik om 'n ander jager net verder te vat en dan te slaap. Ja, absoluut. En dan nog 'n punt. Nog 'n punt wat my belangrik is, die staatsanklaers op veediefstal. Jy weet, ons het spesialis opgeleide veediefstal speurders. Maar ons het nie spesialis opgeleide veediefstal staatsanklaers op die oomblik. Ons werk daaraan. Ons werk regtig daaraan en ek hoop ons kry sukses daarmee. Want jy weet, 'n gewone staatsanklaer het elke dag met huisbraak ensovoorts te doen maar hulle besef nie wat die waarde van die dier wat gesteel word nie, die waarde van 'n koei of 'n ooi nie. En dit is vir ons belangrik dat ons daai spesialis veediefstal speurder kan kry om die maksimum straf vir veediewe te kry, want jy weet 'n veedief word losgelaat, dan neem die veediefstal af van 'n area. Oormôre as hy uitkom, dan tel die veediefstal op, dis die siklus wat dit loop. So hulle bly maar daai gewoonte misdadigers. En dan natuurlik die naspeurbaarheid stelsel. Dit is ons ook baie help met naspeurbaarheid stelsel in Suid-Afrika en ons wend baie pogings aan privaat maatskappye, wend baie pogings aan en wat inisiatiewe word tans geloot om die naspeurbaarheidstelsel aan die gang te kry. Ons het dit nodig, nie net vir veediefstal nie, maar vir baie ander funksies was ook nodig. So dit gaan veediefstal vergemaklik as al die diere op 'n naspeurbare stelsel is. Dan is dit maklik om die inligting te kom. En dan die merk van die diere natuurlik. Ja. Dit is baie belangrik dat diere getatoeëer en gebrandmerk word. Ja. Want dis jou bewys dat dit jou dier is. Jy kan nie, dis die bewys jou dier is en dit is vir my baie belangrik dat ons diere gebrandmerk en dat is andersins. Kan jy mos dan nie in 'n saak bewys dat dit jou dier is as hy nie gebrandmerk is. En dit maak dit, as jy nie gebrandmerk vertatoeëer het, maak vir die veediefstal speurder die ondersoek baie moeilik. Ja, my eienaars en kry. En dit gebeur. Ek kry van tyd tot tyd navraag oor diere wat ongemerk is, dan gee hulle beskrywing van die diere, maar ek meen hoe anders dan nou as 'n brandmerk vertatoeëer. Hoe verwys mens dit? Ja. Absoluut. En jy moet dit korrek doen. Dit moet korrek gedoen word aan die brand en tatoeëer. Dis hoekom ons hierdie opleidingskursusse doen. Fantasties. Louis, ek sê vir jou so dankie vir jou tyd vanoggend. Ek waardeer dit geweldig. Dankie, hoor. Baie dankie, Susan.